ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U die Baie welkom by Vita Dei Bybelstudies, Evangelie van Johannes, hoofstuk 14. En in ons laaste opname het ons gekom tot by vers 21, waar Jesus sê, as julle doen wat ek sê, is julle lief vir my, en as julle lief is vir my, sal die Vader vir julle lief wees, en ek sal vir julle lief wees, en my aan julle openbaar. Nou, toe ons gekom het by vers 17, het Jesus gesê, ons het opgemerk, die gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, en toe ons kom by vers 21, het ek gesê, kyk die eksklusiwiteit van die evangelie. Sien dit in vers 13, jy sien dit weer in vers 21, dat die openbaring van Jesus is vir die mense wat hulle aan hom toesê, en wat aan hom onderwerp. Dis baie belangrik dat ek en jy dit hoor, dit kom uit die mond van Jesus, dis rein, dis heilig, dis die openbaring van God. Stuur jou daaraan tot die lewe of weerstaan dit tot die dood. Dit is jou besluit om te maak en myne. So as ons van hier af verder gaan, en ons begin by 22, Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Want dit is opvallend ook vir Judas, die eksklusiwiteit van Jesus se openbaring, is dat dit nie vir almal is nie. Dit is eksklusief. En Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Nou, dis die tweede keer in hierdie hoofstuk dat ons daardie woorde lees. Ekskuus, dis die derde keer. Ja, dis die derde keer, jammer. Ons het dit in vers 15 gehoor, ons het dit gehoor in vers 21, nou vers 23, sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom lief hê. Wanneer sal die Vader hom lief hê? Wanneer hy hom onderwerp aan Jesus. En dit is hoe God liefde definieer. Dit is nie die postmoderne menslike wishy-washy definisie van wat liefde is nie. Liefde is gelyk aan gehoorsaamheid. Geen gehoorsaamheid, geen liefde. En die Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Die teenwoordigheid van God sal in die lewe van daardie persoon wees. Nou hierdie is besonder, omdat hierdie het nie 'n eskatologiese, jy weet, en julle sal by ons kom woon nie, dis waar, maar hierdie gedeelte is, ons kom na julle toe. Ons kom na jou toe en maak by jou woning. Dit is 'n baie spesifieke en 'n besondere ding wat Jesus hier uitlig. Ons sal by hom kom woning maak. Die teenwoordigheid van God in die lewe van 'n mens, as jy jou steur aan Jesus, dat hy is wie hy sê hy is, en omdat hy is wie hy sê hy is, sê jy jouself aan hom toe. Jy maak hom nie deel van jou lewe nie. Nee, daai is 'n onding. Nee. Jy maak nie Jesus deel van jou lewe nie. Jy skryf jouself af aan hom. Jy skryf jouself af. Gee jouself oor. Dis nie jy bly in beheer en hy word deel van jou lewe nie, deel van jou personeel nie. Jy word sy eiendom. Dit sluit die koninkryk van God vir jou oop. Stuur jou aan Jesus. En dan sê Jesus in vers 24, hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie, doen nie wat ek sê nie. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Nee, wat, onthou jy, waar was ons? Ons was in Johannes 5, ek dink ons het dit die eerste keer daar raak gelees, toe ons het raak gelees in Johannes 8, kan ek nou spesifiek onthou, en waarskynlik weer daarna,
maar sterk so in Johannes 8, wat ek nou aan terugdink, is waar Jesus vir die Jode sê, julle is nie lief vir my Vader nie. Julle dien hom nie, want as julle sou julle my aanvaar het. Nee, hierdie belangrike ding, want ek is deur hom gestuur. As julle lief was vir hom, het julle agting gehad vir wie hy stuur. Maar die manier hoe julle die mense wat hy stuur, is nou die argument wat Jesus aanvoer, hanteer, sê hoe julle oor hom voel. Nou, soortgelyk sê Jesus nou, hy wat my, wie my nie lief het nie, doen nie wat ek sê nie, en die woorde wat julle hoor, of die woord is nie myne nie, maar behoort aan hom. Nee, die korrelasie tussen die Vader en die Seun. Dat wanneer jy die Seun verwerp jy die Vader. Wanneer jy die Seun omhels jy die Vader. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Met ander woorde, terwyl ek nou hier onder julle is. Maar die Trooster, vers 26, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle alles herinner aan wat ek vir julle gesê het. Nou, wanneer dit kom by die woorde van Jesus, is daar 'n sterk korrelasie tussen die Vader en die Seun. Die Seun sê net wat hy die Vader hoor sê. Hy's volledig aan hom onderdanig. Die Seun is volledig aan die Vader onderdanig. Die Seun vra volledige onderdanigheid aan hom. Die korrelasie tussen wat Jesus sê en sy verhouding met die Vader is baie duidelik. Waterdag. Maar daar's nog 'n korrelasie. En die korrelasie is tussen Jesus se woorde en die disippels se reaksie. As julle my liefhet, sal julle my woord bewaar. Of, jy kan sê, as julle my liefhet, sal julle doen wat ek sê. Julle sal reageer op wat ek sê. Nou voor ons net gaan kyk oor wat Jesus oor die Heilige Gees sê, wat absoluut insiggewend is. Onthou jy, dat Jesus gesê het, hy wat hierdie woorde van my hoor, Matteus, en dit doen, is soos 'n man wat sy huis op die rots bou. Hy wat hierdie woorde van my hoor en dit doen. Nou, in Johannes 14 verduidelik Jesus dat dit die persoon is wat lief is vir hom. En sê Jesus, die Heilige Gees gaan iets merkwaardig doen. Ja, hoor nou, met dit gesê, die korrelasie tussen Jesus se woorde en sy disippels, en die disippels sê die aksie teenoor wat Jesus sê. Hoor wat sê Jesus van die Heilige Gees, vers 26. Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, Johannes 14 vers 26 maak Jesus dit glashelder duidelik, dat die bediening van die Heilige Gees gaan alles oor hom. Wat doen die Heilige Gees by julle? Hy word aan julle gegee deur die Vader om wat te maak? Gebruik Jesus se verduideliking om die vraag te antwoord. Hy sal julle alles herinner, alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wat wie vir hulle gesê het? Jesus. Die Heilige Gees, soos Jesus later gaan verduidelik binne 1 en 2 hoofstukke van hierdie versgedeelte af, dat die Heilige Gees trek nie aandag op homself nie. Die Heilige Gees praat nie uit sy eie uit nie, net wat hy by Jesus hoor. Dit sê hy.
En die Heilige Gees plaas die totale fokus op Jesus. Hy verheerlik Jesus, nie homself nie. As jy in 'n situasie is, waar jy dan nou met 'n ander Heilige Gees te doen het, dan moet jy weet, dis nie die Heilige Gees waarvan Jesus gepraat het nie. Die kenmerke van die ware Gees van God is glashelder en roteer uitsluitlik om die Seun. Nou, hoekom sal die Heilige Gees hulle alles leer en dan alles herinner wat Jesus vir hulle gesê het? Die teks verduidelik dit self. Want as julle doen wat ek sê, so hy herinner julle sodat julle kan reageer. Nou hierdie is baie belangrik. Die Heilige Gees herinner sodat jy kan reageer. Waarvan is die reaksie 'n bewys? Jesus se verduideliking dat julle my liefhet. Wat het die reaksie tot gevolg? Liefde van die Vader, liefde van die Seun, dieper kennis of openbaring van die Seun en die teenwoordigheid van God in jou lewe. Moet ek dit weer sê? Want hierdie woorde is baie, baie belangrik. Ek en jy durf dit nie waag om 'n addendum by te voeg, of 'n errata, 'n byvoeging of 'n verandering nie. Jy kan niks verander hier nie. Hierdie is heilige woorde. Die Heilige Gees herinner julle aan alles en leer julle alles wat ek gesê het. Baie spesifiek. Hoekom doen hy dit? Sodat julle kan reageer. Hy herinner julle en leer julle aan alles wat ek gesê het. Hoekom? Sodat julle koppe vol kennis kan hê, kan slim klink wanneer julle huisgeroep het. Nee. Sodat julle kan reageer op wat hy sê. Dis die rede. Waarvan is die reaksie 'n bewys? Dat jy Jesus liefhet. Waarvan is die gebrek aan reaksie 'n bewys? Dat jy Jesus nie liefhet nie. Wat is die gevolg van reaksie teenoor Jesus? Liefde van die Vader, liefde van die Seun, ek haal nou aan, hè? Uit vers 21, 23 en 24, as ook vers 15. Liefde van die Vader, liefde van die Seun, en groter kennis of dieper kennis, openbaring van die Seun. As ook die teenwoordigheid van God in jou lewe. Ons sal na jou toe kom en by jou woning maak. Wat is die gevolg van rebellie teenoor Jesus? Wel, nie die liefde van die Vader nie, nie die liefde van die Seun nie, nie dieper kennis van Jesus nie, en nie die teenwoordigheid van God in jou lewe nie. Dit is nou, as jy glo dat Jesus weet waarvan hy praat. As jy glo dat Jesus is wie hy sê hy is. En daar is nie enige veranderinge aan hierdie woorde nie. En as jy nou in jou hart een of ander objeksie het teenoor wat hier staan, dan moet jy weet, jy is in die moeilikheid. Jy is in die moeilikheid. Of jy dit nou aanvaar of nie aanvaar nie, ten minste hoor jy dat iemand het reguit vir jou sê, jy is in die moeilikheid. Jy sit met weerstand teen Jesus om jou eie posisie te beskerm en nog steeds noem jy dit Christendom. En is jy heeltemal tevrede met, inteendeel nie net tevrede nie, jy soek hulle uit, predikers, wat goed kan sê waarvan jy hou. Al praat hulle lynreg teen Jesus in. Solank hulle 'n versie het en 'n redenasie. Jy is in die moeilikheid. Die trooster
sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ag, net 'n bietjie. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld nie. Wat is die vrede wat die wêreld gee? Wel, die vrede wat die wêreld gee, ons kan dit seker op 'n klomp maniere sê, hier is die manier waar ek onmiddellik aan dink, is, as alles goed gaan, dan gaan alles goed. Dis die vrede wat die wêreld gee. Wanneer jy alles beheer, dan het jy alles onder beheer. Dan het jy vrede, en dinge loop reg, en jy weet, alles is goed en fantasties, en jy het vrede. Jesus sê, nee, dis nie die vrede wat ek vir julle gee nie. Ek gee vir julle vrede, wat nie gesetel is in julle beheer, of in julle omstandighede nie. Ek gee vir julle vrede, wat gesetel is in die openbaring van wie Jesus is. Al val alles om jou uitmekaar. Al verloor jy alles wat jy het. Jou skat is in hom. Jou sekuriteit is in hom, al voer hulle jou vir die leeu's. Hy is jou vrede. Nie die vrede wat die wêreld gee nie. Nou het ek al gesien. En is nou jammer om te sê, want as ek nou jou toon raak trap in my volgende ding wat ek wil sê hier, dan vra ek byvoorbeeld om verskoning op 'n menslike vlak, maar voor God vra ek glad nie verskoning nie. Glad nie. As jy nou na hierdie video kyk, en jy het baie geld, nou, hou met baie geld, weet hy het baie geld. Jy weet het. Praat spesifiek met, ek kan nou met almal praat, nee, want dit is maar eintlik 'n relatiewe ding, wat is baie geld? Maar jy weet jy het baie geld. Jy weet het. Jou polisse, jou beleggings, jou bankrekening, jou effekte, jou bitcoin, jy het baie geld. Nou, ek wil iets vir jou sê wat jy moet hoor. Luister mooi. Jy is baie bevoorreg om baie geld te kan hê. Maar jy is ook op 'n baie gevaarlike plek. Baie. Want daar is 'n baie dun oorgangsbruggie in baie geld. Wat maak dat jy van een posisie na ander een skuwe met 'n asemteugie. Dit is baie makliker vir iemand met baie geld. En as dit nou jy is, praat ek spesifiek van jou. Dit is baie maklik vir jou om op 'n plek te kom in jou lewe waar jou geld jou God is. Jou geld is jou skat. En jy sal dit bewaar en beskerm met alles wat jy het, want jou vrede en jou sekuriteit en jou selfbeeld en wat ook al nog anderste, lang lys, lê alles daarin geanker. En dat jy in daardie posisie baie vinnig aanstoot neem in Jesus. Baie vinnig. Ek wil sê, tussen 2 hartkloppe. So vinnig. Aanstoot neem in Jesus die oomblik wanneer hy iets sê of in 'n rigting beweeg wat lyk of dit jou geldposisie gaan affekteer. En jy gaan aanstoot neem. Dit is baie maklik wanneer jy baie geld het. Mense.
om jouself op 'n plek te bevind, waar jy nie die Jesus van God soek nie, maar Jesus die sekuriteitsbeampte, en Jesus die mede-sakeman. Jy soek Jesus wat jou geld kan beskerm, en hopelik van jou kan help om nog meer te kry. Nou, is dit die woorde van iemand wat suurdrywe het, want hy het nie so baie geld nie? Allermins nie. Allermins nie so nie. Ek het in alle waarskynlikheid myle en myle minder geld as jy, maar ek is nog steeds bevoorreg. Ek het 'n huis. Ek het 'n voertuig. Ek het kos. Ek slaap warm. Ek het gif teen die muskiete. Ek kan met my kinders kuier. Ons kan lekker eet. Ek het 'n kamera om hierdie goed mee op te neem waarom ek nou praat. Ek het dalk nie so baie soos jy nie, maar ek is nog steeds bevoorreg. Dit raak almal. Dit raak my ook. Maar hoe meer jy het, hoe meer wil jy hê. En hoe minder is jy bereid om te doen wat Jesus sê, veral as dit die goed affekteer wat jou gode is. Ek wil hê jy moet mooi luister. Ek het al te veel gesien hoe mense Jesus inspan, profeteer, kamekastig in die gees opereer. En al wat dit is 'n welis, 'n last for money. Jy kan dit doen as jy wil, maar jy gaan voor God staan en verantwoording doen daarvoor. En as jy nou in 'n bevoorregte posisie is, om baie geld te hê, wil ek vir jou ernstig sê, dis nie suurdrywe nie. Kom aan, die waarheid is, ek weet nie wie is jy nie, ek kan jou nie sien agter die kamera nie, maar ek kan vir jou sê, jy is in die moeilikheid. En Jesus sal jou toets op. Jy moet dit net weet. En of jy Jesus sal kies, al beteken dit jy moet alles verloor. Dit sal definitief deel van jou suiweringsproses wees. Jy kan dit nou maar weet. En weet nog 'n ding by. Die meeste mense, al sê hulle wat, al is hulle woorde hoe soet en hoe lieflik, die meeste kies teen Jesus in hierdie situasie. Jy moet dit net weet. Baie sal wil ingaan, maar min sal die poort vind en die weg vind. Baie is geroep, maar min is uitverkies. Jou reaksie teenoor Jesus is alles. Alles, nie jou intensies nie. Dit help nie, jy gee honderde duisende of miljoene of hoeveel ook al, rande vir die kerk. Maar buig nie jou hart onder die gesag van Jesus nie. Ek gee vir julle vrede, nie soos die wêreld nie. Nie soos die wêreld nie. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Moenie bang wees nie. Al verloor julle alles. Moenie ontsteld raak nie. Moenie jouself laat oortuig dat dinge is onder beheer wanneer hulle onder beheer is nie. Moenie jouself laat oortuig dat daar vrede wanneer daar vrede is nie. Moenie jouself laat oortuig dat die vrede of vrede is enigiets anders as die persoon van Jesus nie. En die vrede wat jy belewe wanneer jy aan hom verbind is en aan hom onderdanig is onvervangbaar. Al verloor jy alles. Dis waarlik vrede, want
Hy is in beheer. Dis nie jy wat dinge moet beheer nie, dis hy wat alles beheer. Al verloor jy alle beheer van jou wêreld. Laat julle harte nie ontsteld word nie en bang wees nie. Weet jy, laat jou hart nie ontsteld word nie. Dit lê by jou. Jesus sê vir die disippels, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Wees nie bang nie. Dit lê by jou. Moenie toelaat dat jou hart ontsteld raak en bang raak nie, want wat dit beteken, jy is besig om visie, sig van Jesus te verloor. Draai jou hart terug na Jesus toe. Sien hom in sy heerlikheid, sien hom in sy majesteit en in sy waarheid. Hy is jou vrede. Laat jou hart nie ontsteld word en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek dit gesê het. Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. Nou hoor nou die konteks hierso, nee? Ek gaan weg. Julle het gehoor dat ek gesê het, ek gaan weg en kom weer. Ek gaan na my Vader. Nou hierdie is belangrik, net so vir interessantheid, want ons gaan op die teks. So jy moet verstaan, en die teks gaan dit vir jou sê, wanneer praat Jesus van wat? Wanneer beteken dit ek gaan weg, bedoelende na die kruis toe, en wanneer praat hy van ek gaan na die Vader toe? Wanneer sê hy ek kom terug, bedoelende die opstanding, en wanneer sê hy ek kom terug, bedoelende die wederkoms? Nou die teks sal dit vir jou duidelik maak. Nou, lees met die vingerbesigheid, lees met jou vinger. Laat die teks vir jou sê, lees stadig, stop, maak seker jy verstaan en gaan verder, en dan wys die teks dit vir jou uit. Baie belangrik. En nou het ek dit aan julle gesê, net interessantheid daar, Jesus sê nie, nooit hy gaan dood nie. Hy sê hy gaan na die Vader. Ek gaan na die Vader, hy sê nie hy gaan dood nie. Hy kosbaar. En nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur het, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Onthou, hier is die voorhand van Jesus se arrestasie en kruisiging. So, Jesus is ten volle bewus van die absolute trauma wat hulle te beurt gaan val. Ek wil vir jou 'n vergelyking daarvan gee, vergelyking. As jy 'n baie goeie verhouding met jou pa en ma gehad het, en toe is hulle oorlede, en jy moes deur daai trauma van verlies gaan, en jy moes dit verwerk, dan sit jy en kyk vir jou kinders, en jy weet, jy gaan ook sterwe, en dan gaan hulle in die posisie wees, waardeur jy nou gekom het, en die dieptes van emosies wat 'n mens belewe, en die gevoelens, en die gedagtes, en die reaksies, en alles, gaan hulle ook belewe. Jy weet het, jy kyk vir hulle, en jy is nou nog gesond, en daar is nou nie sprake dat jy binnekort gaan sterf, sover jy weet nie, maar jy weet, hulle gaan dit beleef. Hulle gaan daar deurgaan. En selfs al sê jy vir hulle, onthou net, ek lewe nie vir altyd, ja, sê hulle, maar jy weet, hulle sê ja, maar hulle verstaan nie 'n woord nie. Hulle weet nie. En hulle gaan eers weet, wanneer hulle daarin is. Dis presies hoe Jesus teenoor sy disippels staan. Hy weet presies wat dit gaan behels. Hulle nie. Hy weet waardeur hulle gaan. So nou met die oog op dit, praat hy met hulle. Hy sê, ouens, ek sê vir julle hierdie goed nou al. Dis soos 'n ouer, wat met sy kind praat en sê, onthou net, en hy praat oor die tyd wanneer hy nie meer daar gaan wees, en die kind gaan, ja, ek weet dit alles, dis nie nou nodig om, moenie oor die goed praat nie, dis nie lekker om oor te praat nie, praat dit weg, en jy dink maar, as jy kan onthou wat ek nou sê, en jy kan dit ter harte neem, gaan dit jou help in daai krisis.
Ek sal nie veel meer met julle spreek nie, want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan my niks. Het aan my niks beteken, hy voel vir my niks, hy steur hom nie aan my nie, hy het aan my niks. Maar dat die wêreld kan weet dat ek die Vader liefhet en doen net soos die Vader my beveel het. Staan op, laat ons hier vandaan weggaan. Nou, klink dit asof Jesus sê, okay, daar sê, ons is nou klaar, en nou stap hy. Maar die gesprek gaan nou nog aan, so ons aanvaar, hy sê, kom, ons gaan van hier, ons gaan nou opstaan en ons gaan nou gaan, maar miskien staan van hulle nou op, ek weet nie. Nee, en miskien het hulle opgestaan en hulle is nou besig om te praat op die pad. Hoe dit ook al sê, hulle is nog nie in Getsemane, dit is nog dieselfde groep mense, dit is nog dieselfde aand, dit is nog dieselfde spreker. En dit bring ons by Johannes hoofstuk 15. Nou met alles wat ons nou gesê het uit Johannes hoofstuk 14 en die belangrikheid wat Jesus vaslê, strofe vir strofe, soos hy dit vaslê, frase, sinnetjie vir sinnetjie, lê hy dit vas. Met dit vloei hy oor in die gesprek van Johannes hoofstuk 15, die befaamde ek en net ek is die ware wynstok. En dan die verduideliking oor hoe die Vader of snoei of afsny. 'n lood snoei of 'n lood afsny. En ek wil sommer by voorbaat vir jou sê, lees daardie gedeelte, voordat ons dit gaan doen. Ek weet baie mense wat hierdie video's kyk, doen dit in elk geval. Hulle lees eers die skrif en besin oor dit en kry 'n idee en 'n gevoel en 'n verstaan daarvan en dan luister die video's. Ek dink dis net die beste manier om dit te doen. Nee, dit is die kosbaarste. Nee, kry eers daai woord hier in jou hart en dan luister jy nou na iemand anders wat kommentaar daaroor gee. Wonderlik, wil dit baie sterk aanmoedig, doen dit so, doen dieselfde met hoofstuk 15, want daar's nou heel wat preke, nee, mense wat nou sê, jy weet, die Vader sal nooit 'n gelowige afsny. As jy gered is jy gered en jy is verseël. Hierdie gedeelte praat nie van gelowiges nie. Nou, verskeie variasies daarvan. Nou, ek wil sommer net as 'n vooruitskou na die volgende video vir jou sê, dit kan waar wees. Dit kan waar wees dat hy nooit 'n gelowige afsny. Of glad nie waar wees nie. Dit hang af wat jy daarmee bedoel. En Jesus gaan nou spesifiek kwalifiseer. Maar wat ek vir jou wil vra, moenie omdat jy 'n sekere teologie in jou kop het, met die bril van daai teologie na die Bybel toe gaan en dan verander wat daar staan sodat dit jou teologie moet pas nie. Moenie dit doen nie. Vat die teks wat daar staan, selfs al maak dit jou ongemaklik of onrustig of ontstel dit jou. Geen probleem daarmee nie. Absoluut niks nie. Sorg net dat jy hoor wat Jesus sê. En as dit jou ontstel, werk dit met Jesus deur. Omhels die ontsteltenis. Moet dit nie wegstamp nie. Goeie raad. Trek dit nader, moet dit nie wegstamp nie. Elke knie sal buig.